'n hartlike goeiemôre aan elkeen van julle broers en susters. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend en julle wat ook aanlyn ingeskakel het, is net so welkom. Baie dankie Lisa vir die voorafsang. En kom ons wens ook almal geluk wat in hierdie week wat voorlê verjaar. Wow, daar's 'n belangrike saakie eers. Ons moet eers welkom sê. Ons sê baie welkom vir Marius en vir Tia Strauss. Hulle attestate het van Eskom gemeente afgekom. Baie welkom hier by ons en ons hoop en vertrou, julle sal reeds baie tuis en dat julle baie gelukkig gaan wees hier by ons in die gemeente. Nou verjaarsdag maatjies, is dit uiteindelik julle beurt. Vandag verjaar Charles Miller, die 8ste Fina Hetema, die 9de is daar sommer 'n klomp mense wat verjaar. Henny Koetser, Leon Pretorius, Marie Smith, Koos van Jaarsveld, Wesley van Niekerk en Rimay van Rensburg. Die 10de, Teens Kreer, Miku Nieuwoud en Tyron Visser. Die 11de, Van Marks, Gert Neveling, Benny Olivier en Ernest Terblanche. En dan die 12de, ons eie dogter, Johan die Botha. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. En die lekker goed sal nou deurbeweeg. Steek asseblief julle hande op. Ek sal vir 'n foto stuur voor ek kom eet. Ons sal vir Jan oor tyd moet betaal vandag vir hierdie verskriklike lang lys. Baie dankie Jan. Dan so 'n bietjie terugvoer oor ons sieke voorbiddingslys. Klompie mense op ons lys. Julle sien daar vir Annetjie Tenison en julle sien ook vir Annetjie vandag in die kerk. Ons is dankbaar saam met Annetjie dat sy uit die hospitaal ontslaan is. Dan het Siebert Neetling, was die afgelope week het hy 'n operasie ondergaan en hy is ook besig om aan te sterk by die huis. Janet Morris is ook die afgelope week geopereer. Sy het 'n groot operasie gehad. Sy is ook intussen ontslaan en sterk aan by die huis. Dan is daar 2 lidmate wat hierdie week wat nou voorlê geopereer word. Die eerste is Lindy Weideman. Sy word die 7de geopereer en Letty Klopper. Sy word die 8ste geopereer. Ons hou ook vir Alicia Kokemoer in ons gebede, saam met Malie de Bruin hulle. Sy gaan deur 'n moeilike tyd, en so ook Ben Gibbons en sy familie. En dan het ek gisterand verneem dat Sean Venter, ek wil hom byvoeg op die lys, ook in die hospitaal is. Hy het ook 'n operasie ondergaan en hy is nog steeds in die hospitaal besig om te herstel. Baie sterkte vir almal betrokke en almal se families. Kom ons kyk so 'n bietjie na die gemeenteprogram. Soos julle weet, ons het die afgelope week ten minste nog tot
tot vroeg in volgende week, so 'n stukkie skoolvakansie. Hy is so vinnig, as jy kan sien is hy verby. So ons kan sien die gemeenteprogram begin weer optel. Vandag ons 5de Lydenssondag en dan die teetyd na die tyd. Woensdag is daar weer Bybelstudie en vlytige vingers en donderdag die Tabita groep se Bybelstudiegroep. En dan Sondag die 13de is dit ons 6de Lydenssondag en dan is daar weer kategese. Ons gaan bitter min kategese hierdie maand wat nou voor lê, maar daar is so baie lang naweke. Hierdie is letterlik die enigste Sondag in die maand waar ons kategese kan hê. So dis belangrik vir volgende week. En dan kom ons belydende jong mense ook weer volgende Sondagmiddag by mekaar. Die ouens by Dorcas moet nie bekommerd wees nie, die lang naweek gooi julle nie uit nie, en julle het nog steeds Maandag die 14de het julle byeenkoms, en dan het ek 'n bietjie terugvat, dan die hoogtepunt van die maand, en eintlik die hoogtepunt van ons kerklike jaar. Vrydag die 18de, ons goeie Vrydag erediens, en die nagmaalviering om 8:00 die oggend, en dan Sondag die 20ste, Paasondag, ons opstanding fees erediens die oggend om 9:00. En julle is baie welkom om familie en vriende wat hier kom kuier saam te bring, dat ons 'n absoluut wonderlike geestelike ervaring onder leiding van die Heilige Gees daai naweek kan beleef. Dan die Kermis. Sodra ons feesnaweke verby is, veral die geestelike feesnaweek met Paasnaweek, dan lê ons Kermis voor en hy's baie naby. Ons moet almal asseblief onthou daarvan. So hierna ietsie wat ek wil uitlig op hierdie stadium. Daar's altyd en nog steeds 'n behoefte aan helpers by die verskillende tafels en bedieningspunte, en as ons almal help, dan kan ons almal ook die Kermis geniet, en dan hoef die paar van ons wat partykeer werk nie die hele tyd te werk nie. So as jy nog nie jou naam deurgegee het om te help nie, asseblief my liewe broer en suster, doen dit, sodat ons almal 'n goeie dag kan hê. Julle kan die kerkkantoor daarmee kontak. Dan het ons, gaan ons in hierdie week daai, soos hulle nou in Engels sê, die flyer wat julle daar sien, uitstuur op die gemeente se WhatsApp groep. Die gedagte is dat julle hom asseblief sal versprei. Hulle sê die beste metode van bemarking, advertering vir gemeenteaktiwiteite op hierdie stadium is die sosiale media. So stuur hom asseblief op jou groepe uit, as hulle gemaklik is daarmee. Ons gaan vir julle 'n Engelse weergawe ook stuur, sodat ons dit in Afrikaans en Engels kan bemark. En dan het ons altyd 'n paar bestanddele en dinge nodig om die Kermis glad te laat verloop, sodat alles op die tafel gereed en gaar en eetbaar is. Ons het weer meel, suiker, olie, eiers, vla en bierbokse. Julle kan maar 'n paar biere drink hierdie week, want ons het die bokse nodig. Bierbokse, en as julle klaar bier gedrink het, drink 'n lekker koffietjie en bring vir ons die wegneem koffiekoppies, houers, ook kerk toe asseblief. En dan ja, daai uitdaging van my staan nog, ek wag nog vir voorstelle, wat ek moet doen om julle te motiveer, sodat ons die teikenbedrag van 70.000 inkomste tref. Daar het al 'n paar interessante voorstelle ingekom, dinge soos hokke, met sleutels wat weggegooi word, en een of ander leeu, ek weet nie of ek die leeu of 'n ander leeu in die hok moet wees nie, maar hoe dit ook al sy, daar is al sulke voorstelle, maar julle is welkom om enige ander voorstelle vir my ook deur te gee, asseblief. Daar sy vriende, dis goed en is reg om uit te sien na die Kermis, maar voordat ons by die Kermis uitkom, het ons net eers ons geestelike gedeelte, en ons is nou in die begin, eintlik in die middel van lydenstyd. Lydenstyd waar ons regtig ietsie wil beleef, ietsie wil ervaar, al is dit hoe klein, van die lyding wat ons Here Jesus vir ons deurgemaak het. So kom ons sit nie daar waar jy nou sit, en raak rustig, sit gemaklik, en dan sing ons daardie pragtige lied 512, Nader my God by U.
Ons begin die erediens vanoggend met die woorde van Jesaja 43 vanaf vers 16. So sê die Here, wat in die see 'n pad maak, 'n deurgang in die magtige waters. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Die wilde diere sal my eer, die jakkalse en steenuile, omdat ek water in die woestyn, ja riviere in die wildernis gee, om my uitverkore volk te laat drink. Die volk wat ek vir my gevorm het, my lof sal hulle verkondig. Amen. Liewe broers en susters en jongmaats, genade en vrede vir julle van God die Skepper, Jesus Christus die Verlosser en die Heilige Gees die Heiligmaker. Die drie-enige God het ons so pas gegroet. Kom ons eer hom nou en ons aanbid hom nou en ons loof hom nou as die drie-enige God in die woorde van lied 207. En daar sing ons, eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons Verlosser en Vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig, ons lof en ons lied. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam.
Hemelvader, Here Jesus, Heilige Gees, Drie-enige God, ons verstaan nie hoe die drie-eenheid werk nie. Ons hoef dit ook nie te verstaan nie. Ons kan maar net laag voor U buig, U bewonder, in verwondering ons oë ophef na U toe, U aanbid en U loof en prys. U het vir ons sopas hierdie pragtige lied gegee, die woorde op ons monde gesit, waarmee ons U kon loof en prys en aanbid. En dit kom uit ons hart uit. Ons kon sommer voel, terwyl ons besig was om U so te loof en te prys van harte, hoe lekker dit is. Hoe goed ons begin voel. Want dit is wat U aan ons doen. U verander alles rondom ons en U verander ook alles in ons. U en U alleen maak al die verskil. Daarom, liewe Heer, wil ons vanoggend na U toe kom, met 'n benouing in die hart, met 'n beklemming in ons gedagtes, want ons is bekommerd oor ons land. Ons is bekommerd oor ons wêreld. Dit voel regtig vir ons, as ons so na die nuus kyk, asof dinge nou regtig besig is om behoorlik uit te rafel en uitmekaar te val. Bloot net as ons na die afgelope week se nuusgebeure in ons eie land en ook oor die wêreld kyk. Maar nou het U vir ons laat sing oor U. Oor U wat die koning van die konings en die Here van die heersers is. Die koning en die heerser van ons eie land, van die wêreld, ook van die FSA. Maar dit is nie waar U heerskappy stop nie. U is ook die koning en die Here, die heerser van die melkwegstelsel, van ons eie sonnestelsel, van die ganse heelal. En daarom kan ons, al lyk dinge hoe sleg, en hoe deurmekaar, en hoe katastrofies, kan ons land en hierdie wêreld voor U troon kom neersit vanoggend in gebed. Want dit is nie vir U 'n probleem nie. Niks is vir U onmoontlik nie. Alles is vir U moontlik. En U het dit so goed gedink, dat U vanoggend vir ons in die fotum, in die aanvangswoord, geseën het met die woorde van Jesaja 43, waar U sê, U kan alles nuut maak. Selfs reënwater in die woestyn, sodat selfs die wilde diere, die jakkalse en die steenuile, U loof en prys saam met die mens. Daarom, liewe Here, wil ons vanoggend bid, verander tog asseblief ons land en ons wêreld se lot, soos net U dit kan doen. Omdat U die Here is, weet U ook
van ons elkeen persoonlik se lot. U weet ook van ons elkeen se eie lot. Baie dankie dat u juis vanoggend met ons deur u woord daaroor gaan praat. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing, Psalm 126. En ons lees daar saam uit die 2020 vertaling vanaf vers 1. Julle moet mooi luister en mooi kyk. Dis 'n kort psalm. Soos jy jou kan kry, is hy agter die rug. Maar ek gaan hom stadig saam met julle lees. Dat ons elke woordjie wat hier staan probeer indrink. Want elke woordjie in hierdie psalm het betekenis. 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul. Ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots gedoen, het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Verander weer ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak, wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. Tot sover ons skriflesing. Verander tog asseblief ons lot, Here. Hierdie is bekende woorde, nie waar nie? Dit was al dikwels ons begeerte. Miskien is dit jou gebed vandag. Dalk wil jy dit selfs uitskree. So desperaat is jy. Verander tog my lot, Here. Die volk van die Here is in Psalm 126 uit ballingskap bevry. Nadat hulle vir jare lank, dekades lank, eeue lank in 'n vyandige land was, is hulle weer terug by die huis. Maar gou het die euforie van daardie terugkeer verdwyn. Die harde werklikheid het hulle getref. Die maanskyn het verduister en die rose het afgeval. Hulle is nou wel weer terug by die huis, maar die ander volke rondom hulle het nie terwyl hulle weg was ewe skielik lief geword vir hulle nie. Hulle was nog vyandiger as ooit en het hulle kans afgewag om hulle met die grond gelyk te maak en finaal uit te delg. Die muur rondom Jerusalem is nog steeds afgebreek. Vyandige magte kon eenvoudig sonder moeite in die stad inloop. Hulle was soos sitting ducks. Die tempel, hulle bymekaar kom plek om die Here te aanbid,
en krag by hom te vind, het in stukke gelê. Hulle was nou wel terug, maar was dit regtig die moeite werd om terug te kom? Moes hulle nie maar eerder in Babylonië gebly het nie? Terwyl die psalmdigter so op moedverloorse vlakte op 'n swart gebrande klip in die vernietigde Jerusalem sit, begin sy gedagtes met hom hardloop. Eers draai dit in hopelose vloedwaters rond. Maar mettertyd beweeg dit in rustige vaarwaters in. En hy dink terug. Hy onthou. Hierdie is nie die eerste keer dat sy mense so op moedverloor se vlakte sit nie. Baie lank terug het hulle daar naby, waar hy nou sit, gewoon. Hulle voorsaat Jakob en sy seuns in die ergste hongersnood. En hoe Josef, Jakob se seun, en hulle broer wat hulle verkoop het, nou die onderkoning van Egipte geword het, en gereed was om hulle in liefde te ontvang, daar waar daar oor as genoeg kos was. Eeue later in dieselfde Egipte, toe slawe van die Egiptenare, sonder hoop en sonder 'n toekoms. Toe kom Moses, eintlik die Here, en hy lei hulle wonderbaarlik uit hierdie nagmerrie uit, bewaar hulle en voorsien vir hulle meer as 40 jaar lank in die woestyn, totdat hulle kom vestig in hierdie land van melk en honing, waar hy nou sit. Al verlang hulle nou terug na Babylonië, vergeet hulle baie maklik hoe moeilik en sleg en verskriklik dit daar was. En hoe daar skielik uit die bloute, asof deur die Here self gestuur, 'n nuwe koning gekom het, wat hulle weer hulle vryheid gegee het. 'n Droom wat hulle gedink het nooit waar kan word nie, het waar geword. Die psalmdigter onthou nog die uitbundige vreugde, toe hulle na al die jare weer terugland in hulle vaderland. Die lag in hulle monde en die jubelkrete op hulle tonge. Na elkeen van hierdie uitkomste het iets baie besonders gebeur. Die nasies rondom hulle, al was hulle vyande, het gesê, die Here het dit vir hulle gedoen. Hulle het besef, dit is nie mensewerk nie. Die volk van die Here het dit toe self besef. Ja, die Here het hulle lot verander. Hy het dit al soveel kere gedoen. Hoekom sal hy dit nie nou weer vir hulle doen nie? As ons elkeen tyd neem en terugdink aan ons eie lewens, dan besef ons ook hoeveel kere die Here al ons elkeen se lot verander het. Dikwels uit 'n situasie uit waar daar op die oog af geen uitkoms en hoop was nie. As jy vanoggend soos die psalmdigter tyd neem en diep terugdink, sal jy dit onthou. En jy sal weer voel hoe daardie uitkoms wat die Here vir jou gebring het, gevoel het.
Ek het die voorreg om wanneer ek by julle kuier en by julle huisbesoek doen, te hoor hoe die Here al julle lot verander het. Net die laaste paar weke was daar in ons gemeente 'n klomp sulke wonderwerke. Wanneer ek by julle kuier, hoor ek nie net julle lotsveranderende verhale nie. Ek sien ook julle oë wat weer glinster en julle gesigte wat weer skitter as julle dit vir my vertel. En ek hoor die vreugde in julle stemme. Terwyl ek deur julle verhale herinner word aan al die werke, aan al die wonderwerke wat al in my en in my gesin se lewens ook gebeur het. Die Here het al soveel kere ons almal se lot verander. Die grootste lotsverandering wat ons almal ontvang het meer as 2000 jaar gelede op die eerste Goeie Vrydag gebeur. Daar het Jesus Christus, die Seun van God, God self, aan 'n kruis gehang en die wreedste dood gesterf, sodat ons ewige lot nie die hel sal wees nie, maar die ewige liefdesharmonie by die Here self. In hierdie lydenstyd besef ons hoe ingrypend hierdie lotsverandering vir ons elkeen is. En veral ook hoe ver God moes gaan om ons lot so te verander. Uiteindelik sal ons op Goeie Vrydag aan die nagmaaltafel beleef hoe ver hy gegaan het. Ons sal daarna op Opstanding Sondag met jubeling uitroep: Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Ons ewige lot is verander, verseël en gewaarborg deur ons lewende Here Jesus Christus self. Maar ja, ek weet, intussen is ons nog hier. En jy sit nog steeds met jou begeerte en versigtiging wat uitroep: verander tog asseblief weer my lot, Here. Die Here hoor jou. Hy verstaan waardeur jy gaan. Hy kan jou woestyn in waterstrome, waar daar vrede is, verander. Hy kan jou trane in gelag omskep, soos hy al in die verlede vir jou gedoen het. Dit kan weer gebeur. Dit kan weer beter gaan. Die onmoontlike kan weer waar word. 'n Wonderwerk kan weer plaasvind. Die Here kan dit skielik, eensklaps, in 'n oogwink doen in jou lewe, soos 'n onverwagte, oorvloedige reënbui in die woestyn. Of hy kan dit stadig doen, stukkie
vir stukkie, hoofstuk vir hoofstuk, tussen die saai en die inbring van die oes. Hy kan dit self doen, of deur ander mense, selfs deur jouself. Ja, die Here kan jou lot verander. Amen. Liewe Here, ons almal sit met kosbare herinneringe van soveel kere in ons lewens waar U wonderbaarlik net op die regte oomblik, somtyds 1 minuut voor 12 ingetree het en ons lot verander het. Maar U weet ook, en dit is hoekom U vanoggend hierdie boodskap gegee het, dat daar van ons is, waarskynlik baie van ons, miskien selfs die meeste van ons, dalk elkeen van ons, wat weer in 'n situasie sit, waar ons U smeek, verander asseblief weer my lot, Here, soos U dit die vorige kere gedoen het. En Here, ons kom elkeen met ons eie lot vanoggend na U toe. Ons lotte verskil. Ons omstandighede verskil. Maar wat ons almal so in gemeen het, is ons totale afhanklikheid van U. Ons bid vir mekaar, vir uitkoms en vir wonderwerke. Ons bid vir mekaar vir Heilige Gees krag, terwyl ons wag op daardie lotsverandering. En ons sê vir U baie dankie, dat terwyl ons wag vir dinge om te verander, dat U by ons en in ons is, deur U Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Kom ons sluit af met 'n loflied. Lied 203, al 15 verse. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. En julle sal agterkom as ons hierdie lied sing, is daar soveel voorbeelde in hierdie lied, hoe die Here juis ons lot verander. En daarom wil ons hom loof en prys. Mag God, die gewer van verlossing, ons omvou met hoop. Mag Jesus Christus, ons redder, ons vul met vreugde. Mag die Heilige Gees ons lei in 'n lewe van oorvloedige seën en blydskap.